die vraag wat ek vir jou wil vra is, hoe vrugbaar is jy? Hoe vrugbaar is jy? Want in Matteus 7 kom Jesus en hy sê, 'n boom sal aan sy vrug geken word. So ons kan maklik sê, ons is gelowig, of ons word in 'n gelowige huis groot, maar die boom moet aan sy vrug geken word, en dis waar die verskil inkom, want in Matteus 7 sê hy dat mense het gekom en gesê, ja, maar ons het dit in U naam gedoen. Ons het vir siekes gebid, ons het duiwels uitgedryf, ons het geprofeteer in U naam. En baie keer verwar ons vrug met doen. Doen is nie vrug nie. Vrug is die vrug. Wat se vrug, Elma? Waarvan praat jy? Die ding is, die woord verklaar die woord en die woord bevestig die woord. So met ander woorde, hoe kan ek en jy ons vrugbaarheid meet? Want ons hou van 'n maatstaf. Ons hou daarvan om, 'n verklaring te hê van groei. En baie keer verwar ons en dink ons, ja, maar ek gaan kerk toe. Ja, maar ek bid. Ja, maar ek lees my Bybel. Ja, ek sing in die worship team. Ja, ek maak broodjies. Ja, ek doen dit. Maar dis nie vrug nie. Vrug is heeltemal iets anders in jou lewe. En wanneer ons kyk na die totaliteit van die skrif, dan sien ons dat die Heilige Gees het op Jesus gekom. Onthou julle in Matteus 3, toe hy uit die doopwaters gekom het, het hy Heilige Gees op hom gekom, en die stem het gekom en gesê, dat dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En toe die Heilige Gees op Jesus gebly, want die woord sê, hy het op hom gebly, en die Heilige Gees het Jesus in die wildernis ingelei, sê die woord, sodat hy moet getoets word. Onthou julle dit? So alles, die toetsing en dit wat hy gedoen het, was alles onder die leiding van die Heilige Gees. Okay? So as Jesus sonder die Heilige Gees in die wildernis ingegaan het, wat dink julle wat sou gebeur het? Kom aan, praat met my. Groot probleem. Groot probleem. So waarmee het Jesus die versoekinge weerstaan? In die krag van die Heilige Gees. Onthou, die eerste ding wat Jesus gedoen het, was nie 'n wonderwerk nie. Die eerste ding wat hy gedoen het, was om getoets te word. Okay? So dit was die eerste werking van die Heilige Gees, was dat die Heilige Gees hom in die wildernis ingelei het om getoets te word. Nie net 'n toets nie, jy weet, deur die duiwel getoets te word. Die woord sê om deur die duiwel getoets te word. So elke toetsing, elke versoeking het hy weerstaan en oorkom in die krag van die Gees. Dit was nie in sy eie krag nie. Dit was in die krag van die Heilige Gees. So met ander woorde, hoe gaan ons toetse weerstaan? Presies dieselfde. Ons probeer dit gewoonlik in ons eie krag eers, en ons probeer en ons faal. Maar Jesus het oorwin, en onthou, die toetsing van die woord, is dat Jesus was getoets, en die woord was Jesus, en Jesus is die woord, so die woord is getoets. Dis nie net die persoon van Jesus wat getoets is nie, dit is die woord ook wat getoets word. Dit wat hy vir ons sê, was ook getoets. Dit wat in hierdie boek geskrywe staan, is ook getoets. Okay? So met ander woorde, sodat ons op sy woord kan staan, want sy woord is getoets. Toe hy uit die Heilige, die woord sê, en hy het onder volle, he came under the control of the Holy Spirit, toe kom hy uit. En toe vat hy Jesaja in die sinagoge, en hy sê, die Gees van die Here is op my, om te. Onthou julle? So die krag van die Heilige Gees is om te. Om te wat? Om te praat, om te doen. Om die gevangenis, om die lieflike jaar van die Here aan te kondig, om die gevangenisdeure oop te maak, om die wat gebroken is van hart te genees, om te.
En die Heilige Gees het saam met Jesus beweeg. En so het hy in die krag van die Gees het hy begin wandel. En deel van hierdie wandeling was om te. Maar saam met die Heilige Gees kom ook die vrug van die Gees. Onthou, dis alles deel van dieselfde pakket. Die vrug van die Gees en die gawes van die Heilige Gees is almal en alles deel van die Heilige Gees. As ek julle die vraag vra en by wyse van antwoord steek net jou hand vinnig op. Wie van julle is 'n kind van God? Okay, daai Romeine 8 sê, dit is sy gees wat saam met jou gees getuig, dat jy is 'n kind van God. Jy kan nie dit doen of ja sê sonder die witness, die getuienis van die gees nie. Jy sal, ek weet nie, ek is nie seker nie, maar daai ja kom uit die getuienis van die gees binne in jou. So met ander woorde, jy klaar die deposit toe, die down payment, jy klaar die Heilige Gees, die inwonende Gees ontvang, want jy kan nie ja sê sonder die Heilige Gees nie. Kom aan. Nou, ek het al vir julle gesê, as ek by jou huis aanklop, en ek klop aan die deur en jy maak vir my oop, en jy sê vir my, Elma, hallo Elma, kom in, dan sit ek nie my arm en my been uit en sê, okay, as jy jou gedra, dan sal jy die res van my kry nie. En dis hoe ons dink oor die Heilige Gees. Ons dink dat ons kry net 'n gedeeltetjie van die Heilige Gees. Nee, jy kry hom as persoon. Want hy getuig saam met jou gees dat jy is 'n kind van God. Maar nou leer die woord ons dat hy sê, hoe meer ons in die woord is. Johannes 15 sê die volgende. Gaan saam met my as jy jou Bybel het. Johannes 15. Jesus kom en hy sê die volgende. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. En julle het my al hoor sê, hoekom sê Jesus nie net ek is die wynstok nie? Hy sê ek is die ware wynstok, so daar is 'n vals wynstok. Wat lyk soos hy en klink soos hy en wat opgedres is soos hy en dit is godsdienstigheid. Daar is 'n valse wynstok, 'n valse Jesus. Daarom sê Jesus, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. So hoe dra ek vrug as ek nie met hom verbind is nie? Hoe dra ons die vrug van die Gees as ons nie in 'n verhouding is met Jesus Christus nie? Die loot, julle weet, die loot kan nie apart vrug dra nie, want daar is geen lewenssap, lewenskrag, daar's geen werking as 'n loot afgesny word en hy lê op die grond nie. Daarom is dit 'n vital, die Afrikaans sê, die Engels sê, a vital union with Christ. Sit ons op die plek om vrug te dra. Elma, wat se vrug? Galasiërs 5 vers 22, wat sê, maar die vrug van die Gees is liefde. Die vrug van die Gees is blydskap. Die vrug van die Gees is vrede. Die vrug van die Gees is lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hoe lyk jou vrug? Na 40 jaar, 30 jaar, 25 jaar, 8 jaar, 4 jaar, 5 jaar, hoe lyk jou vrug? Is die vrug van die Gees teenwoordig? Dis die vraag wat ons vra, want dan kan ons sien, dan het ons 'n maatstaf, dan het ons 'n mate van besef, hoe het ons gegroei in Jesus?
Hierdie liefde waarvan hy praat, is nie mensliefde nie. Hierdie liefde is die agape liefde, die liefde wat alles vergewe, die liefde wat alles kan dra, die liefde wat barmhartigheid en genade kan bewys. Hoe is jou blydskap? Is jou blydskap afhanklik van jou bankbalans? Is jou blydskap afhanklik van dat mense van jou hou? Is jou blydskap afhanklik dat dit net wanneer dit met jou goed gaan, is jy bly? Hoe lyk jou blydskap? En baie keer wil ons hierdie dinge ook genereer uit onsself uit. Ons wil soos Adam en Eva na die vyeboom toe gaan, en ons wil self blaartjies pluk, en ons wil self blaartjies aan mekaar werk, om ons liefde en ons blydskap en ons vrede te laat lyk asof dit daar is. Maar dit is nie van die regte boom nie. Die boom is die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar as ons aan die ware wynstok gekoppel is, hoe is ek gekoppel, Elma? Dit is daai hartsgesindheid wat jy na hom toe draai. Dit is wanneer jy in die moeilikheid is, dat jy sê, dankie Jesus. Dit is wanneer jy bekommerd is, dit is wanneer daar nie vrede is nie, dit is wanneer daar nie geduld is nie, dit is wanneer daar nie vriendelikheid is nie, dit is wanneer daar nie goedheid is nie, dit is wanneer daar nie getrouheid is nie, dit is wanneer daar nie selfbeheersing of sagmoedigheid is nie, want ek kan dit nie generate in my eie krag nie, dat ek kan draai na Jesus toe en sê, dankie Jesus. En dan is die konneksie daar. Die vrug wat jy en ek dra, is 'n uitermanifestasie, 'n uiterlike manifestasie van 'n innerlike konneksie. Jy kan nie vrug fabriseer nie. As jy vrug fabriseer, hou dit net vir 'n oomblik. Jou geduld gaan net 'n rukkie hou, jou vriendelikheid hou net 'n rukkie, jou selfbeheersing hou net 'n rukkie, jou sagmoedigheid hou net 'n rukkie, want dit is nie uit die ware wynstok nie, dit is uit jou eie uit, want jy dink ek moet. Dan werk jy daai vyeblaartjie aan, en jy present die vyeblaartjie, en jy sê, hier's my sagmoedigheid, hier's my geduld, hier's my liefde, maar daai vyeblaar is in jou eie krag. Almal, hoe bly ek connected? Deur wanneer jy bewus word, te draai na hom toe. Al doen jy dit 1000 keer 'n dag, 10.000 keer 'n dag. Hoe meer jy dit doen, hoe meer kweek jy die gewoonte om met Jesus te connect. Soms, onthou jy dat ek julle vertel, ek het soms klip in my sak gedra, want die woord sê, hy is my rots. So wanneer ek vergeet het ek aan die klip gevat. Van julle het dalk maklike maniere, sit op jou nale kruisie. Of dra kruisie om jou nek, wanneer jy vergeet en sê, dankie Jesus. Wanneer jy vergeet, die manne, koop vir jou beursie met 'n kruisie op, dat wanneer jy die beursie oopmaak, jy sien die kruis, dankie Jesus. Skryf vir jou die Bybelvers, plak hom op jou sonskerm in die kar, dat wanneer jy hom afstaan, dan staan daar, hy is my geneesheer, of hy is my versorger, so dis die konneksie. Somtyds het ek 'n boek in my sak gedra, dat wanneer ek my handsak oopmaak, en ek sien die titel van my boek, die een boek was Obedience, as ek hom oopmaak, en ek sien dit, dan sê ek, dankie Jesus. Jy sien, dit is nie die ure wat jy spandeer, in hierdie godsdienstige Bybelstudies wat jy doen nie, dit is die hartse konneksie met Jesus, die konstante bewustheid, want hy sê, hy wat na God toe draai. Want baie van ons draai net na onsself toe. Maar 2 Korintiërs 3:18 sê, as we behold in the word constantly, so hoe gaan ek konstant hom aanskou? Dit is by konstant draai. As ek agterkom ek is by myself, dan draai ek na hom toe. As ek agterkom ek kort bietjie vriendelikheid, dan draai ek na hom toe. As ek agterkom ek kort selfbeheersing, dan draai ek na hom toe. As ek kort lankmoedigheid of geduld, dan draai ek na hom toe. En in daai oomblik van draai, deur geloof, connect ek met 'n bron wat waarheid is. Lenet, ware wynstok, ware lewenssap, ware krag.
Want dis hoe Jesus met die Heilige Gees geloop het. Hy kon op sy eie ook gefunksioneer het. Hy het geleer om saam met die Heilige Gees te werk, want die Heilige Gees is die krag van hierdie nuwe lewe. Die Heilige Gees is die krag van die ware wynstok. Wanneer daar versoeking is, draai na die ware wynstok, draai na die krag toe, wat jou die vermoë kan gee en gaan gee om te oorkom. Moenie jouself probeer help nie. Baie keer sê ons, ek moet myself regkry. Ek moet self, Here Jesus, ek moet self. Nee, los jou self en draai na Jesus toe. En die uitkoms van jou draai is vrug. Sien julle ooit 'n druiwe, 'n wingerdstok en daai druiwe staan, ek het julle al gewys. Hulle staan totdat die vrug, nee, die natuurlike uitvloei van die konneksie is om vrug te dra. Daar's geen forsering van 'n druiwekorrel of van 'n druiwetros om te vorm nie. Dit is die wingerdstok wat produce. Dit is die lewenssap wat produseer. Al wat Jesus jou vra vanoggend, is jy aan my gekoppel? Is jy aan my gekoppel? En hierdie feit dat jy kan sê, ja, ek is 'n kind van God, sê dat's klaar, die nodige konneksie is gemaak, klaar. Dit is soos om 'n transformer te hê op die plaas, en ons kan die transformer aansit, en ons weet ons het krag, maar nou moet ons die lyne van daai transformer af na hierdie ligte toe bring. Ons kan sê ons het krag op die plaas, ons het krag op die venue, ons het krag daar, maar as die lyne nie gekoppel is nie, kan jy vir almal vertel, ons het hierdie Maase transformer op hierdie plek, jong, hy kan soveel kilowatt uitskop, maar as daar nie konneksies is tot die transformer nie, gaan jy nie die krag sien nie. En is presies dieselfde, jy het 'n Maase transformer binne in jou. Jy het daai transformer, die dunamis transformer. Want jy sal met wat aangedoen word? Krag van bo af. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So jy en ek het toegang tot die transformer van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing, sagmoedigheid. Ons lê net die lyn aan. Hoe lê ek die lyn aan, Elma? Draai weg van jouself af. Jy kan jouself nie red nie. Jy kan jouself nie help nie. Want anders het ons nie Jesus nodig gehad nie. Jy kan dit nie fix nie. Jy gaan dit dalk vir 'n rukkie reg kry, en dan slat jy weer neer op jou neus, want hierdie vyeblaar droog uit. En hy juk, dan krap jy hier, en dan krap jy daar, en dan krap jy hier, en dan krap jy. Geen mens in his right mind sal 'n vyeblaar wil gebruik, om 'n swakheid toe te maak nie. Die ding gaan jou laat juk. Dit is die wingerdstok, wat jou in staat stel, om te oorkom wat ons moet, elke versoeking, elke verslawing, elke neiging, elke oortreding, elke ding waaroor jy struikel, plak in by die transformer. En kry vir jou tools om jou te herinner om in te plak. Kry vir jou tools in jou kar, op jou lesenaar, op jou arm, op jou foon, waar ook al, enige iets wat jou gaan help om jou te onthou om in te plak. Maak dit 'n kleur. As jy blou sien langs die pad, die hele bloem en hemel is blou, om jou te herinner, plak in. As dit 'n kleur is wat jy van hou, as jy daai kleur sien, plak in. Daai kleur kan van vooraf kom deur 'n kar, deur 'n blom, deur iemand se hemp, ek gebruik iets wat jou net die konneksie maak, want sê,
Dankie Heilige Gees, dankie Heilige Gees, dankie Heilige Gees, dankie Jesus. Kry iets wat jou laat draai. Dis wat my help. Wat my help, ek het myself geleer deur die jare, dat ek oplet en dan draai ek. Ek draai. Van dit is nommerplate, van dit is 'n nommer, kry 'n nommer. En as jy daai nommer sien, 'n 8 of 'n 9 of 'n 10 of wat ook al, dan dankie Jesus. Sê met jou mond dat jou ore dit kan hoor, dan is dit soos faith comes by hearing and hearing the word. Jy begin 'n koneksie vorm. Jy skep daai paadjie, daai synapses, dat wanneer jy daai kleur sien, daai nommer sien, of daai teken sien, of jy hoor dit, 'n liedjie of wat ook al, dan is daar 'n onmiddellike koneksie. Jy draai. Hoe meer jy na hom toe draai, hoe minder gaan jy terugdraai na jou toe. Maak dit sin? Help dit? As jy jou make-up, as jy jou hare doen, as jy jou haardroër vat, dankie Jesus, ek connect, dra my dag op aan U. Dis nie die kwantiteit nie, dis die kwaliteit. Dis die kwaliteit van jou koneksie. Want ons kan sê Jesus, 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 Jesus. Tot van Dingansdag tot Persketyd of whatever, misrytyd tot Persketyd, dis die regte idioom. Maar jy gaan net Jesus, Jesus, Jesus sonder die koneksie. Dis die kwaliteit, dis die intensie van my hart wanneer ek sê, dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Dat ek daai lyn indruk en ek trek van hom krag. Daar's 9 vrug, daar's nie 9 vrugte nie. Dit is die vrug van die Gees. Jy kan nie hulle van mekaar skei nie. As jy jou gekonnek het met daai transformer, wat gaan produseer, is die liefde van God, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daar gaan blydskap en vriendskap wees, daar gaan lankmoedigheid wees, daar gaan goedheid wees, daar gaan getrouheid wees, daar gaan sagmoedigheid wees, en daar is selfbeheersing. Dat wanneer jy daai ding wil doen, jy wil daai ding sê, jy wil dan, dankie Heilige Gees, dankie Heilige Gees, en jy draai. Dis hoe Jesus die toetse oorkom het. In die tuin van Getsemane, dink jy nie hy was in die versoeking om op te gee nie? Hy was, want hy het gesê, as hierdie beker by my kan verbygaan, kom aan. Daar was die gedagte, Vader, is daar nie 'n ander manier nie? Is daar nie 'n ander manier om hierdie ding te volbring nie? En toe sê hy, nie my wil nie, maar U wil. So daar's 'n neerlê, en daardie neerlê van jou en my wil, kom nie deur jouself wil nie. Dit kom deur die wil van die Gees binne in jou. Jy kan jouself nie wil nie. Van julle kan ver kom met jou willetjie. Nou? Hier is ons so van 2 af, van sien jy hy willetjie. Self. Nou nog, jy hoor, ek sal self. Wys my hoe ver kom jy. Wys my hoe hierdie self jou al, waar het hierdie self jou al in die moeilikheid ingehelp. Want jy sê mos, ek sal myself help. Wys my waar het hy jou gedrop. Wys my waar het hy geproduseer wat hy nie moes produseer nie. Maar wanneer ek en jy ingeplak is met die transformer, en ek is in daai oomblik, daai krisis oomblik, daai konflik oomblik, waar dit my wil is en sy wil is, en ek sê, Heilige Gees, help my. Nie my wil nie, U wil. En dan is daar afstand tussen jou en die ding, wat jou in die hakskeen wil byt. Kom aan kerk. Maar daar's 'n ander vrug, en dis waarby ek wil kom vanmôre. En dis die vrug waarvan Hebreërs 12 praat. Die vrug van 'n lewe, wat nie gevorm is deur goeie dinge, en net geseënde dinge nie. Kom ons lees, Hebreërs 12.
Hoe lyk jou vrug, Boeta? Hoe lyk jou vrug, sis? Dis waar die tekkie die teer slat. Hebreërs 12 sê die volgende. Hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Wie ten bloede? Jesus. Want hy het sonde geword vir ons, sodat ons kan word die wat? Hy het sonde geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus. Ok? Nou sê hy die volgende, hy sê, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. Onthou, seunskap is nie 'n geslag nie. Dis 'n statuur, dis 'n posisie. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Nie gestraf word nie, bestraf word. Nie gestraf word nie, bestraf. So met ander woorde, raas. Ok? Gestraf, die Here straf ons nie, hy bestraf ons, ok? Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. As daar nie korreksie is in ons lewe nie, dan is ons basters, sê die Engels. Jy is 'n onwettige kind. En 'n onwettige kind kan nie erf nie. Kom aan. Die basters het nie geërf nie. Ok? Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad. Sommige maas. Paas voeter nie sommer nie, dis die maas wat voeter. Vra vir Jakob. Ek dink net pa jou al ooit gevoeter. Nee, ma het jou gevoeter, ja. En ons het vir hulle ontsag gehad, het jy vir ma ontsag gehad? Dis sy. Moet ons nie, jy moet nou mooi praat, né? Ma het jou mooi geleer. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? As ons pak slaag gekry het toe ons kinders was, hoeveel te meer moet ons dan nie getik word oor die vingers deur ons Vader nie? Amen? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Vragtig dit is nie. Want daai oomblik is daai boutjies brand, né? Die kinders altyd genegotiate. Hoeveel ma? Hoeveel? Dan sê ek 1 of 2 of 3 vir dit en dit en dit. Dan moet hulle die bed vashou, as hulle hande op die boude kry, hulle ekstra hou. Ok? Nou sê hy vir ons, dis nie 'n oomblik van blydskap daai nie. Geen mens is bly as daai agterend brand nie. Ok? Maar hy, luister wat sê die woord. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Jy hoor hulle huil. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. So nou hoor ons van 'n vrug van geregtigheid. Nie net die vrug van die Gees nie, maar nou ook die vrug, the fruit of righteousness. Nou wat beteken dit? Die Engels sê van 'n peaceable, 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Wat is die vrug van 'n vredevolle geregtigheid? Dit beteken, daar's 'n kalmte, daar is 'n volwassenheid, en daar is 'n heilige karakter binne in jou. Die enigste manier hoe hierdie in ons kom, is deur die korreksie, of die dissiplinering van die Vader. Die volgende vraag is, hoe dissiplineer God ons? Maak hy jou siek? Nee. Beroof hy jou? Nee.
Daar is 'n paar metodes hoe God ons korrigeer. Die eerste een is deur sy woord. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. U woord is vir altyd in die hemele geset. U woord, hy sê, bind my woorde om jou hals, en julle sal verlang daar leef. Julle sal die regte ding doen. Dink net aan Spreuke. Hoeveel woord het ons, waar ons wyshede het, dat hy ons kan rig en belyn net deur sy woord. Het hy nie nou gesê dat julle word gesnoei deur die boodskappe wat julle hoor nie? Deur die leringe wat aan julle bedien word, bring die woord ons in korreksie. So eerstens gaan die Here sy woord gebruik om korreksie te bring. Dit bring ook oortuiging. Die woord bring oortuiging en dit lei ons om onsself, om ons gedrag te align of te belyn met God se gees. Vanoggend se sessie tot dusver was belyning. Om jou te wys dat jy kan dit self probeer, maar jy gaan definitief faal. So draai na die transformer toe, so nou kan ek my gedrag belyn met vanoggend se boodskap. Dat wanneer ek op my eie is en ek voel ek stoei, kan ek na die Heilige Gees toe draai en sê, dankie Heilige Gees, ek druk in by U, dankie dat U bekragtig my. So onmiddellik kan my gedrag verander, net deur vanoggend se woord toe te pas van belyning. Ons is nie hier om uiterlik te verander nie. Ons is hier om vanaf die binnekant te transformeer. Want daardie vrug hou. Die ander goed kan droog raak en pap raak en verlep raak en alles, maar die vrug van die Heilige Gees kan nie. Die tweede vorm van korreksie is deur jou gewete. Dis deur jou gewete. Gister gesels ek met Gerrit Grobler en ons praat oor persoonlike integriteit. En Profet Kobus het altyd gesê, hy het gepraat van persoonlike integriteit, en toe sê hy, dat jy weet, mense het na hom toe gekom en gesê, ja, maar niemand sal weet as jy dit doen nie. Niemand sal weet as jy dit doen nie. Toe dan sê Kobus, Profet Kobus, ek weet dit en God weet dit. Dit is jou gewete. Dis persoonlike integriteit. Wat is integriteit? Is dat jou gedagtes, jou aksies, en dat dit belyn is met jou goddelike gewete. Dat wat ek sê, wat ek dink, en wat ek doen, belyn met my goddelike gewete. En as ek en jy 'n rein gewete het, is ons vry. Dis hoekom die woord sê, bely mekaar julle oortredinge, bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word, gesond fisies, ja ook, maar ook gesond van hart, om vry te wees, om los te wees, om te sê, Jesusie, hierdie ding wat ek so lank probeer wegsteek, hierdie ding wat ek so weghou en toegedruk en afdruk, hierdie ding wat ek so mee worstel in my innerlike, bring dit na die lig toe, sodat jy vry kan wees. God korrigeer ons deur ons gewete, en jy kan sê, ek het nie 'n gewete nie, wys my jou drome, wys my jou emosies, wys vir my die tension binne in jou. Wanneer jy in daai situasie beland, of jy sien daai persoon, dan jou hart begin, die stres binne in jou, van julle ons raak so rooi, van ons raak so ons hart klop in ons keel, jy onmiddellik is daar tension in jou lyf, is met jy weet, jou hart is nie in lyn met God se gees nie. As jy besig om twak aan te jaag, jy's nie bely nie, jou gewete kla jou aan. Die derde ding hoe God ons kan belyn, is deur die omstandighede en die gevolge. Die gevolge van keuses, die gevolge van dinge wat ek en jy gedoen het. En God sal toelaat, as ons nie hoor nie, as ons nie deur sy woord hoor nie, as ons nie deur die gewete, ons goddelike gewete bely nie, dan gaan God sekere situasies laat plaasvind in ons lewe,
om ons 'n wake-up call te gee. Om te sê, hey, ek praat mos nou al lankal met jou oor hierdie ding. Ek praat met jou oor jou liefdeloosheid, deur jou ongeduld, jou tekort aan selfbeheersing, jou tekort aan vreugde, jou tekort aan sagmoedigheid, jou tekort aan vriendelikheid. Ek praat met jou lankal oor die vrug van geregtigheid. Wat is die vrug van geregtigheid? Dit is om reg te doen en te dink. Want soos 'n man dink, so doen hy. Soos wat 'n man dink, so is hy. Hoe gaan ek weet dat die vrug van geregtigheid is daar? Die vrug to do right. Dis wanneer my gewete, my gedagtes en wat ek doen en sê, belynis met die woord van God. En soms gaan hy ons in hy laat ons nie in moeilike situasies beland nie. Dit is ons keuses. Dit is die gevolge van ons keuses wat maak dat jy moeilikheid kry. Dit is 'n gevolg van jou keuse, jou en my keuse, dat ons in die moeilikheid is. Dit is as gevolg van ons keuses dat ons swaar trek. So met ander woorde, die woord is daar, die woord kom eerste. Kom aan, geliefdes. Soms is die gewete eerste, want hy's binne in jou. Hy maak so. Hy sê, hey, dit wat jy nou gesê het, dit wat jy nou gedoen het, dit waarmee jy besig is. So, jou gewete is nader aan jou. Is binne in jou. Want die Gees is hier. So hy tik jou op die skouer en hy sê, nee. En dan kom die woord, en dan as ons nie wil hoor nie, dan neem ons besluite of ons tree op, en dan is die gevolge daar. En dan moet ons die gevolge hanteer. En ons moet deur die gevolge werk soms, en daai is nie lekker nie. Want dan moet jy gaan askies vra, dan moet jy gaan vergifnis vra, dan moet jy planne maak, dan moet jy omdraai, waar jy toe hy vir jou dit gesê het, kon jy onmiddellik sê, sorry Heilige Gees. Dan het jy niemand nodig gehad om te vergewe nie, niemand nodig gehad om te sê, vergewe my nie. Net omdat jy geluister het, toe jy jou getik het, toe jy die woord Sondag gehoor het, of toe jy jou Bybel oopmaak en jy lees die woord, en die Heilige Gees sê vir jou, hey, daarso, toe jy daai oomblik, toe jy kon jouself bekeer het, was dit nie nodig om te gaan vra vir vergifnis nie. Was dit nie nodig om te gaan sê askies nie. Net omdat jy vinnig was om te respond tot God se stem. En dan, wanneer dit nie werk nie, dan stuur God ander mense na jou toe. En ander mense kom sê vir jou, die Here het vir my gewys. Kom aan. Ek het 'n droom gehad. Die Here het vir my woord gegee. Dan stuur God ander mense. Want wat sê die woord? God korrigeer die ware seuns. Hy gaan jou nie los nie. Wessel, hy gaan ons nie los nie. Hy gaan ons nie los in ons oortreding nie. Hy gaan ons nie los in die moeilikheid nie. Hy gaan ons nie los nie, want hierdie ding wat binne in jou en my gebeur, wil ons vernietig. Wil die konneksie breek met die ware wynstok, sodat ons nie vrug kan dra nie. En dan sê die woord, die lote wat nie vrug dra nie, word in die vuur gegooi. Dan brand jou gat. Sorry vir die woord. Maar dan is daar, dan brand jy. Nie in die hel nie, jou agter en brand, want jy het nie geluister nie. En wanneer die Here iemand na jou toe stuur, jy weet, soms, en die Here stuur dit met liefde, as hulle reg hoor en hulle kom met die regte gesindheid, is dit altyd in liefde, maar daar is informasie wat gedeel word, wat kon verhoed gewees het, as jy net gesê het, sorry Heilige Gees, vergewe my asseblief. Dankie Heilige Gees, ek plak in 'n transformer, Here, nie my wil nie, u wil, en jy kry afstand tussen jou en dit wat jou wil vernietig. Dit wat jou besigheid, jou huwelik, jou verhoudings, jou toekoms, jou bediening, dit wat jy kry afstand, en die Heilige Gees, help ons.
En dan as ons nog nie wil luister nie, dan kom ons en God stuur goddelike leiers of pastore om in jou lewe in te spreek en te sê. Amen. Maar die punt is, daar's 'n proses. Maar die punt is, hy gaan jou nie los nie. Hy gaan ons nie los as ons nie vrug dra nie. En die oomblik, geliefdes, net soos toe, as daai agterentjie gebrand het, hy was die jongste. En so, jy weet, ons is nou al op 'n bietjie ouer, en hy was baie glad met die mond, nou nog glad met die mond, maar hy het altyd so op die kant geskurt, jy weet, hy het geweet waar om die lyn, weet, jy is net nie kwaad genoeg, of net nie, jy weet, hy vang hom, tot op 'n dag. Dan trap jy vas, en jy sê, gaan kamer toe. Maar dan het ons nou al gepraat, en ons het gedreig, kom aan, dan het nou die woord nou al gekom, en die gewete het al gewerk, en jy het gesê, en dit, jy het al goed weggehou, om te sê, jou voorregte gaan nou ingeperk word, jy gaan nie meer, jy kan nie saam gaan kuier nie, en so kom die Here ook, en hy bring daai measurements in, tot op die dag wat hy vir jou sê, nou stap jy kamer toe. Nou stap ons kamer toe. En is daai oomblik wanneer goddelike leiers inspraak het, en dan sê, ons stap nou kamer toe. En wanneer ons kamer toe stap, dan is die onderhandeling soveel, en dan sê 1, 2, 3, of 1, 2, 3, en ewe skielik is daar vrede in die huis. Het julle dit al beleef? A peaceable fruit of righteousness. 'n vredevolle vrug van reg doen. 'n vredevolle vrug van reg doen. Dan is almal gemaklik, ons kuier, ons lag, gesels, ons is lief vir mekaar, daar's joy, daar's peace, daar's lankmoedigheid, daar's sagmoedigheid, daar's selfbeheersing. Ewe skielik is dit net die vrede sak in die huis. Dit is presies dieselfde met ons. Die oomblik as God vir ons sê, dis nou klaar. Peaceable fruit of righteousness. Dis te sê, as jy leerbaar is, né? Dis te sê, as jy teachable is. Want God kan jou voeter, kan jou agterend laat brand, en dan draai jy om en jy doen presies dieselfde ding. As jy presies dieselfde ding doen, dan is daar 'n wortel. Dan moet ek en jy weet, daar's 'n geestelike wortel, wat ons elke keer oor hierdie ding laat struikel. Dan moet ons vir die wortel gaan. Maar Vader, los ons nie uit nie, want die woord sê baie duidelik, luister wat sê hy. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig? Daar's nie een van ons wat nie oor die vingers getik, nie een nie, maar die vrug van daai tugtiging, wanneer ons dit ontvang, is dat ons word geleer om die regte ding. Wat is die punt om ons kinders te dissiplineer? Wat is die fokus en die doelwit om daai klein elke is nou hoe oud, Franswie? 10 maande. Wat is die motivering om haar te dissiplineer? Is om die regte ding te doen. Righteousness, geregtigheid. Is presies dieselfde met ons. Die doel van God se korreksie is dat ons die regte ding sal doen. Dat daar ook 'n heiligheid, dat wanneer ons voeter met donker goed,
dat ons sal weet, hierdie goed is nie vir Vader behaaglik nie. Jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie in hierdie donker goed nie. Dit hoort nie by jou om te lieg nie. Dit hoort nie by jou om skelm te wees nie. Dit hoort nie by jou om ontrou te wees nie. Dit hoort nie by jou om disrespekvol te wees nie. Dit hoort nie by ons nie. Dit hoort nie by ons om sonder integriteit en nie 'n man of 'n vrou van haar woord te wees nie. Dit hoort nie by ons nie. So met ander woorde, daar kom 'n heiligheid, daar kom 'n suiwerheid. Kom ons noem heiligheid 'n suiwerheid van hart. Daar kom 'n skoon gewete. En 'n skoon gewete, 'n persoon met 'n skoon gewete is 'n vry man en 'n vry vrou. Jy het niks om weg te steek nie. Jy is deursigtig. Jy hoef vir niks te keer nie, want jy weet, jy loop in helderheid, jy loop in die lig, jy loop in suiwerheid, jy loop in heiligheid. Die doelwit van God se korreksie is ook om jou terug te belyn na dit wat God vir jou lewe instoor het. En dis hoekom soms laat God dit toe dat jy jou draaie loop. Hy laat dit toe. Hy laat toe, want hy laat jou toe om hy draai te loop, maar daar's gevolge. En daai gevolge is nie God se wil nie. Dis nie God wat dit bestem het en beplan het, dat jy die gevolge is die vrug van jou keuses. Net soos wat die keuse om te connect met Jesus 'n gevolg gaan hê. En die gevolg van die konneksie met Jesus is vrede, is liefde, blydskap, krag om te weerstaan, vredevolle vrug van geregtigheid. Maar een ding moet jy mooi verstaan, God maak jou nie siek, of laat jou nie in 'n ongeluk beland, om jou 'n les te leer nie. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar wat gebeur gewoonlik, wanneer daar 'n verlies is, daar 'n ongeluk is, of daar is 'n insident, dan draai mense na God toe. Dan is dit soos die laaste strooi, jy weet, hy praat en nou jou keuses het jou gelei, jy het te veel gedrink, dis hoekom jy in die ongeluk was. Nou op daai bed, nou draai jy na die Here toe en sê, ekskuus Here, so God laat alles ten goeie meewerk vir diegene wat hom liefhet. Was dit sy wil dat jy jou kind verloor het en dat jy jou vrou verloor het of jou man? Nee, dis nie sy wil nie. Dis nie God se wil nie. Die dief kom om te steel en te slag, maar God gebruik die situasie wanneer jy na hom toe draai om jou te ontvang. Wanneer jy aan die einde van jouself gekom het en sê, Here, help my, God is daar. God is daar. Hy sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis ons wat in en uit. Dan is ons op die wynstok, dan is ons af van die wynstok. Ek praat nie van die wynborrel nie. Ek praat van die wynstok. Dan is ons op die wynstok en dan is ons af van die wynstok. Op in die wynstok, af van die wynstok. Nee. Jy moet weet, as jy nie gekonnek bly nie, die vruggies, jy gaan vir 'n rukkie nog vruggies hê, maar dan gaan hulle begin verlep. En hulle gaan begin droog raak, en hulle gaan vrot raak, want hulle lê nou sonder voeding op die grond. So jy gaan vir 'n ruk lank jouself kan flous, en ander mense kan flous en sê, ja, maar ek is 'n gelowige, maar die vrug in jou lewe gaan wys of jy connected is of nie. En wanneer ek en jy geconnect is met die Heilige Gees, dan is daar 'n consistency. Daar's elke dag vrug. Nie net eenmal 'n week nie. Daar's elke dag vrug. En hoe kry ek daai elke dag vrug? Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Totdat dit so deel is, dat daar is nie meer dit nie. Dis net dit. En waar hy gaan gaan ek saam. Want ek weet, dis my lewe. Petrus sê, van waarheen sal ons gaan? Want by U is die woorde van die lewe, so waar U gaan ek. Want ek weet, hierdie vrou weet hoe dit is om sonder dit te wees,
en ek weet hoe dit is om met dit te wees. Ek weet hoe ek sukkel as ek gedisconnect is, en ek weet hoe sterk is ek as ek geconnect is. OK? So ek vra jou weer, hoe lyk jou vrug? Nie wat jy doen nie hoeveel keer jy kerk toe kom nie hoeveel tiende jy gee nie hoeveel dit en dit en dit nie, hoe lyk jou vrug? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou lankmoedigheid? Hoe lyk jou selfbeheersing? Hoe lyk die vrug van geregtigheid? Amen.